begin dan met vanaand se sessie. Ons gee oor, ons gee die Here al die lof, al die eer vir dit wat hy gedoen het. Ons vertrou op die Heilige Gees, dat hy nou met ons gaan werk, en dat hy vir ons gaan gee, wat hy weet God gaan behaag. Ons gees wat binnekant in ons is, ken ons die beste. Ons gees wat binnekant in ons is 'n lamp in God se hande, waarmee hy die binneste ondersoek. Maar ook is daar die lamp van God, wat die woord is, 'n lig vir my. Dis 'n lamp vir my. En hoe meer hy my gees laat lig word, hoe minder raak die fight teen die duisternis. Want lig sal altyd duisternis oorwin. En dit is hoekom ek in my binnekamer 'n plek moet kry, soos gisteraand. Nou ek kan vir julle sê, gisteraand het hulle begin wat hulle 7 keer omgeloop het. Ek het al 'n kontinentale kussing gevat, dan gooi ek hom in die middel van my slaapkamervloer neer. Dan vat ek daar die skrif waar die Here sê, julle het nou genoeg om met die berg geloop, dis nou tyd om op te staan, op te breek jou tent en aan te gaan. En sulke goedjies wat ek doen, is nie net goedjies wat ek hier vir jou kom demonstreer nie. Dis goed wat ek weet in jou binnekamer, wat die woord vir jou waar maak. En dit is ook hoekom ek so vas glo, dat Jesus ons met iets gelos het soos nagmaal. Ek weet nie of julle ingeskakel is by Kruiskyk, Kruispaaie, elke oggend 7:30. Elke oggend 7:30 gaan daar 'n woord uit. Dis nie net 1 en 2 mense wat terugkom nie, dis baie mense wat terugkom. En wat sê, dit het vir my vanoggend soveel beteken. Daarom sê ek vir jou, gaan kyk op, dis baie maklik, Radio Fynbos, jy kan daar inskakel, jy kan inskakel op Dr. Leonie se page, jy gaan daar die goed kry. Toe ek die boek geskryf het, Sweef, waaruit ek hoofsaaklik bedien, elke oggend, was dit net joernaal uit my binnekamer. Daar het ek so dik boek, vra die wat sweef het, hy so dik, geskryf. En terwyl ek daar die boek geskryf het, ek wil baie graag, baie graag, wou ek 'n dagstuk boek skryf, en ek was ver geskryf van hom. En ons het gekom by Hartenbos en ek en tegnologie is nie baie lekker nie, maar ek het als gewipe, wat daar kon gewipe gewees het. En dit was soos in weg. En ek was baie ontsteld. En ek het op die strand gesit, vroegoggend, en ek het vir die Here gesê, ek het so hard geskryf van dit. Hoekom is dit weg? Want ek het al gesien hoe hy goed wat weg is vir jou teruggee op 'n laptop. As jy begin bid. En die Here het vir my gesê, want ek wil nie hê jy moet skryf nie. Gaan en dit wat jy in jou binnekamer beleef het, saam met my, gaan maak van dit 'n dagboek. En dis so Sweef ontstaan het. Ek het vir die Here gesê, dis reg. Ek gaan daardie binnekamer, want ek skryf baie goed in my binnekamer, ek deel baie goed uit my persoonlike lewe uit. Dus sê ek vir hom, Here, as ek dit gaan doen, wil ek dit doen, en ek wil u vra, want ek vra om baie dinge, dat as daar die boek uitkom, dat mense na my toe sal terugkom en sal sê, want ek het hom gesê, mense moet kan sê, die Here het my vanoggend geantwoord, mense moet kan sê, presies wat vandag oorgeskryf is, het ek deurgegaan. Ek het daardie boek in 2017 geskryf. Ek bedien elke oggend. Dis lankal nie meer Sweef nie. Lankal wat hy van Sweef maak en wat hy vir my gee.
En weet jy hoeveel oggende sit ek so, wat ek my kop so sit en vashou? Vroeg oggendure. Dan sê ek vir myself, ek kan nie glo, ek was die outeur wat hierdie boek geskryf het, maar dit wat ek hier lees, gaan presies vandag ook in my lewe aan. Dis hoe getrou God is. So skakel daarby in, het gaan werklik nie oor getalle nie. Het gaan daaroor dat jy die woord kan kry. En dat jy daardie woord vir iemand anders kan aanstuur. Weet julle, ons kan partykeer sulke plastiek goed aanstuur. Rarig. Ek moenie eers daarby oorgaan nie. Maar daar die blommetjie daar en daai donkie daar en wat. Stuur vir mense styk aan. Moenie bang wees om God se woord te deel nie. Want sy woord sal nooit leeg terugkeer nie. Stuur vir hulle wat saak maak. Dat dit 'n verandering in hulle lewe bring. OK, kom ons gaan aan met vanaand se woord. Vanaand se woord kom uit 2 Konings 4 uit. Ons gaan bid, nou gaan ons aangaan. Here, so baie dankie dat ons kan bid. Dankie dat ons die vryheid kan hê om getuienisse met mekaar te deel. Here, ek wil vanaand spesifiek net vir plekke bid wat ondergronds by mekaar moet kom. Here, ons vergeet so maklik wat se voorreg ons het. En as regtig mense, Here, wat klein stukkies van die Bybel geskeur het en dit moet wegsteek om daai puzzle te kan vorm, om net in U teenwoordigheid te kan wees. So Here, vanaand wil ek sommer bid en vra, vergewe ons asseblief vir die sonde, Here, van versuim. Here, ons weet nie aldag wat ons het nie. Maar dankie, Here, dat ons dit tog het. Maar maak ons wakker in gees, Here, dat ons dit begin deel. Dankie, Jesus, dat die tyd daar is, waar die kennis van U heerlikheid die hele aarde gaan vul. Dankie dat ons deel van dit mag wees. Here, vat my asseblief, Here, en gebruik my as kanaal, om die kor van mense se lewens aan te raak. Dankie, Jesus. Amen. Ek wil hê, jy moet hierdie skrif iewers neerskryf. 3 Johannes 1, vers 2. Daar staan, geliefde, ek wens dat dit met jou in alles goed mag gaan en dat jy gesond is, soos dit met jou siel goed gaan. Ons moet iets vanaand weet. Die Here wil hê, dit moet met ons goed gaan. Die Here wil hê, ons siel moet in 'n goeie toestand wees. Want weet jy, ek het al met mense gewerk, wat skatryk is, maar hulle siel is arm. En eintlik het hulle dan niks nie. Dan kan al daai rykdom wat hulle het, vir hulle niks beteken nie. Ons lees hier van 'n sekere vrou uit die vroue van die profete seuns het na Elisa geroep en gesê, "U dienaar, my man is dood." Nou hierdie vrou was in 'n bevoorregte posisie gewees, waar jy kon sien dat haar man deel was van die profete seuns.
Maar vanaand gaan mense hierdie woord hoor, wat se huweliksmaat iewers dood is. Of dit 'n man is, of dit 'n vrou is. Dis seer en dis baie seer om die Here alleen te dien. Dis 'n geveg wat jy nie vir iemand kan beskryf nie. Dis waar jy uitgehaal word, left, right, center. Was jy weer by daardie kerk gewees? En as jy op 'n plek kom, en jy raak kwaad in vlees, en jy sal 'n kras woord sê, is die eerste wat vir jou gesê sal word, o jy loop met die Bybel onder die arm, maar dit is soos wat jy praat, dit is soos wat jy sê. En ek praat van albei kante af. Was 'n man een keer gewees, hy het nie die Here gedien nie. Sy vrou het die Here gedien, sy het konferensies aangebied, die een konferensie na die ander een. Sy het die Here gedien, hy het nie die Here gedien nie. Ek het hierdie man nog nooit gesien nie. Maar die Here wys my, hoe lyk hy? En die Here wys my sy verlede, waar hy in die polisiemag was, baie trauma ervaar het, alles wat hy deurgegaan het. Die Here wys my, hoekom hierdie man is soos wat hy is. En hy wys ook vir my, ek gaan met daardie man werk. En toe hierdie twee vriendinne weer so staan en gesels, en ek sê vir hulle, maar doen iets aan dit. En hulle sê, ag, hy sal na niemand toe gaan nie. Hy sal nie gaan vir hulp nie. En ek sê wie? En ek sê, jou man gaan by my uitkom vir berading, en ek gaan die Here aanneem. En ek kyk hierdie gesalfde vrou so, en ek vra vir haar, maar gaan jy gereed wees as hy inkom? Sy sê vir my, maar sy sal baie bly wees. En ek sê, is reg. Hy gee sy lewe vir die Here. Hy raak baie lief vir die Here. Hy kom na haar toe, hy wil alles regmaak. Sy was so hard soos klip. En daar het ek begin besef, pas op waarvoor jy bid. Of dit 'n man is, of dit 'n vrou is. Dit was 'n mooi verhaal, wat mooi geëindig het. As ek sê mooi geëindig het, hulle is uit mekaar uit, want die waarheid het eintlik uitgekom. En hulle albei se lewens het aangegaan. Maar wat van daardie stryd, wat dag in is, en dag uit is, in mense se lewens, waar net een die Here nie dien nie. Sy roep vir Elisa. Sy sê, u dienaar, my man is dood. Met ander woorde, hier kan ons aflei, hierdie man van haar was 'n profeet, wat amper kan jy sê in die profete skool van Elisa was. Sy sê, my man is dood. Nou as jy in daardie tyd gesê het, my man is dood, het die man vir die hele gesin gesorg. Dit was sy funksie. So as so iets gebeur het, was dit baie traumaties. Die volgende wat gebeur het is, dat die seun daardie plek oorgevat het, en dan begin sorg het vir die gesin. Sy sê, u weet self dat die dienaar die Here gevrees het. Nou het die skuldeisers gekom, om my 2 kinders vir hom as slawe te neem. As jy hier is, jou kinders dien die Here, jou kinders is gelukkig in huweliksmaats, is jy baie geseënd.
Maar as jy 'n ouer is wat hier sit vanaand, en jy het 'n stryd van 'n kind wat dalk moet inkom, dan huil jy trane, wat jy nie kan beskryf nie. Dan is dit vir jou seer wat nie hier lê nie. So haar man is nou net dood. Die skuldeisers kom om haar seuns te vat, sodat daardie seuns vir daardie skuldeisers as slawe moet werk. Jy sien, jy moet die agtergrond verstaan van wat hierdie vrou deur is. Sy was 'n gelowige vrou. Haar man was gelowig. Maar daar het iets gebeur wat sy nie kan verstaan nie. Ek sien dit al hoe meer in gelowiges se lewe, dat ons dinge begin deurgaan wat ons nie kan verstaan nie. Jy het nie vir dit enigsins voorsiening gemaak nie. En hierdie goed kom klap jou van 'n kant af, wat jy dit die minste verwag. En daardie vrou, wat ons hiervan lees, was in so 'n situasie gewees. Toe sê Elisa vir haar, wat kan ek vir jou doen? Jy moet daardie sin baie goed onderstreep. Wat kan ek vir jou doen? Want dit is wat Jesus vir elkeen van ons vra. Wat kan ek vir jou doen? Die vrou wat by die put is, toe Jesus vir haar gevra het water om te drink, begin sy, toe hy vir haar sê, as jy weet wie ek is, sal jy my vra om vir jou water te gee, en sy sê vir hom, jy het nie eers 'n skepding nie. Wat kan ek vir jou doen? Dis 'n binnekamervraag. Show me your king. Was 'n preek wat ek een keer gepreek het. Wat kan ek vir jou doen? As die Here voor jou staan vanaand en hy sê vir jou, wat kan ek vir jou doen? Wat gaan jy regtig glo kan hy vir jou doen? Want in jou en my vermoë is daar dinge wat ons in ons krag kan doen, wat dalk nie die Here se wil was nie. Ons kan dalk dinge vooruit hardloop wat nog nie sy tyd was nie. Ons sal 'n rukkie by 'n plek staan en dan sal ons sê ek is oortuig, die Here het dit vir my gesê ek moet dit doen. Dan was dit nie die Here nie. Dan was dit my eie wil. Dit was my eie planne gewees. Dit was my wens gewees. Wat ek amper kan sê, so probeer manipuleer, dat ek vir jou skrif op skrif uit hierdie woord sal uithaal, om dit te regverdig. Praat ek die waarheid of praat ek die waarheid? Gee my te kenne, wat het jy in die huis? Dit vra Elisa vir haar. Wat kan ek vir jou doen? Gee my te kenne, wat het jy in jou huis? Ons moet iets verstaan. God wil weet wat in jou lewe aangaan. Want kom ons erken dit. Mense weet meer dalk oor wat in ons lewe aangaan as God. As ek oor 'n ding gaan worry, en hier staan ek number 1, guilty. En jy sal bekommerd wees, jy sal bekommerd wees, jy sal bekommerd wees. Sê die Here, bekommernis is nie gebed nie. Hy sê, hoe moet ons bid? In danksegging, in smeking en gebed. Om dit vir iemand anders te vertel wat jy deurgaan, is nie gebed nie.
Ja, ons het vanmiddag gesien. Die Here weet, ek is 38 jaar lank by die bad van Bethesda. Hy weet alles van my, maar hy wil dit hoor. Hoekom wil hy dit hoor? Hy wil uit jou uit hoor, jy trust hom. Jy gaan nie net bekommerd wees oor dit nie, jy gaan nie net praat oor dit nie, jy gaan met hom oor dit praat. Wat kan ek vir jou doen? Gee my te kenne wat is in jou huis. Hierdie is die huis van die Here. Nie 'n gebou nie. Wat het jy in jou huis? Het jy al, of hoe lank laas, het jy voor die Here al gaan sit en kamer vir kamer wat binnekant in jou is gaan uitpak? Wanneer laas het jy dit gedoen? Om vir hom te begin sê, Here, kom ons begin sommer in die sitkamer gedeelte van my lewe. Sitkamer gedeelte is die kuier gedeelte. Wanneer laas jy en die Here net gekuier? Dit net enjoy. Jy het niks vir hom gevra nie. Jy het net geniet wat hy vir jou gee. Miskien kan dit 'n worship song wees wat jy aansit, miskien 'n pryssong. Miskien kan dit iets wees wat jy lees in sy woord. Maar jy kuier. En jy leer hom beter ken. En dit is vir jou kosbaar op daai oomblik wat jy geniet met hom. Wat het jy in jou huis? Elke huis het 'n kombuis. Wat doen jy in voorbereiding vir die Here, vir ander mense wat jy uitgee? Jy hoef nie 'n kansel te hê, ek het jou lankal gesê ek het nie 'n kansel nie. Dis nou Jenny en As. Ek weet nie, ek dink so. Of wie vark staan, weet ek nie. Wat gee jy? Daardie persoon by jou werk, wat jy sien bekommerd is, gaan jy net aan met jou eie lewe? Of kan jy dalk vir daardie persoon net werklike ietsie gaan gee van die Here af? Want dit is jou kombuis. Dis waar jy voorberei. Dis waar jy beboetie maak. Dis waar jy ertjies maak. Dis waar jy wat ook al maak is in jou kombuis wat jy vir mense gee. In daai binnekamerplek. En ek sê weer, moenie plastiek goedjies aanstuur nie. Dit maak net mense se inbox vol. Stuur iets wat mense kan vul. Elke huis het 'n badkamer. Waarvoor staan die badkamer? Die badkamer staan vir wanneer laas het jy skoon gemaak? Wanneer laas het jy voor die Here gaan staan en vir die Here gaan vra, bevry my? Here, as daar vloeke in my lewe is, as daar goed hier binnekant in hierdie huis is, Here, as ek moet anders begin praat met mense, as ek meer moet begin oplet om mense met waarde te bedien, mense met waarde te hanteer, wat gaan aan in die badkamer? Here, bevry my. Ja, maar ek is soos wat ek is. Ai, Konna, jy is soos jy gekies het om te wees. Jy is nie soos wat jy is nie. Jy het keuses deur jou lewe gemaak om te wees, te dink soos jy dink, te praat soos jy praat, te maak wat jy maak. Jou lewe, wat jy nou van dit gemaak het, was baie keuses. Kyk, wat daarvan, as daar vloeke teen my is? Gaan in jou binnekamer in en vra die Here, Here, gaan deur my, maak my skoon. Dan het elke huis
daardie slaapkamer. Hoe is jou verhouding met die Here? Gee my te kenne wat in jou huis aangaan. As ek nou vir jou sou vra, het jy die Here lief? Gaan almal sê ja. Ek onthou 'n oggend, vroeg, wat die Here my die vraag begin vra het. Is jy lief vir my? Ek sê ja, ek dink nadan, ek klink soos Petrus, ek wil nadan vir die Here sê, Here, u het vir Petrus dit 3 keer gevra, ons trek nou al na 11 en u hou aan om my dit te vra. Tot ek krak. En hy sê vir my, kom praat die waarheid. Is jy lief vir my? Is jy vir my lief? Ek sê, Here, u weet dit. En hy sê vir my, kom ek leer jou vandag iets. Jy kan my nie lief hê voordat jy my nie toelaat om jou lief te hê nie. Want jy het soveel onvolmaakte liefde in jou, jy kan my nie lief hê nie. Jy het my met gebrokenheid lief. En ek besef, so goed, ek ken God se liefde nie. Ek het in 'n huis groot geword, wat ek in my lewe nog nie gesien het, hoe lief 'n man en 'n vrou mekaar kan hê nie. Maar my pa was hard soos klip. So ek het nie daardie liefde verstaan nie. Maar ek het tog geweet, van kleins af, soos jy gehoor het, van 12 jaar af, het die Here my geroep. So dis baie moeilik, as 'n ma hart is, of 'n pa hart is, om regtig die Here te trust. Om regtig om toe te laat, om jou lief te hê. Dis moeilik. Gee my te kenne, wat gaan aan in jou huis. Mense wat regtig abuse deurgaan. Man en vrou. Is nie die wat met merke rondloop nie. Maar die wat aan die binnekant merke het, wat hulle so flenters maak. En wat gebeur dan met jou? Jy kan nie enjoy wat die Here vir jou wil gee nie. Want jy's so in 'n stryd, elke keer as jy in gebed gaan. Want waar moet jy begin? By vergifnis. En dan is jou lys van vergifnis so lank, dat jy nooit uitkom by die plek om te enjoy wat die Here vir jou wil gee nie. En dis hoekom ons soveel materiaal vrystel vir innerlike genesing. Want hoe gouer die mens innerlik genees word, hoe gouer die mens gesond word en sien dit werk, hoe gouer kry daardie persoon die begeerte om te begin uitgee wat vir daardie persoon gewerk het. So wat kan ek vir jou doen, wat die Here vir jou vra? Gee my te kenne, wat gaan aan in jou huis. En is 'n goeie plek, as die Here jou vasdruk in 'n hoek. Dis 'n goeie plek. Is 'n plek van, om die waarheid te praat. Massiewe bevrydings, waar aaklige bose uit mense uitgegaan het gebeur, waar ek hulle styf vas teen my gedruk het, wat baie min mense nie eers gesien het wat het gebeur nie. En ek sê vir jou, as jy begin toepas wat ons gisteraand mee begin het, om meer in hemelse plekke in te gaan, seer kan nie bly nie. Hy verlos jou van dit. Want jy kom op 'n plek waar God se volmaakte liefde is. Jy kom in die realm
waar God se volmaakte liefde is. Al het jy jou albasterfles by jou, hoe nader jy aan Jesus kom, hoe meer breek jy binnekant oop, nog voor jy die albasterfles gebreek het, en kom die waarheid uit. En waar jy by sy voete huil, en sy voete soen, staan hy vir jou op, en hy begin jou verdedig, teen Simon die Fariseer. Goed wat jy nie eers meer hoef te doen nie. Maar dat ons by een plek moet uitkom, is 'n plek van die waarheid. Dit vat 'n pennetjie en 'n papier. Maak die deur toe, ek gaan dit vir jou nou wys. En begin skryf. Skryf jou hart uit. As jy weet, Satan het 'n flitskaart van jou om jou te manipuleer, hoekom laat jy hom toe om dit langer vas te hou? Die woord sê van Jakobus 5. Hy sê, gaan na 'n regverdige toe. Weet jy wie is 'n regverdige? Een vir wie jy alles kan vertel, en daardie een sal met niemand eers dit saam bid of deel nie. Net met jou. Hy sê die vurige gebed van die regverdige het 'n kragtige uitwerking. Wat is die vuur? Iemand wat jy weet wat die 7 geeste van God op is. Om saam met jou te kan bid. Moenie met daai geheim langer loop nie, breek dit. Breek dit. As jy geseënd is met 'n huweliksmaat met wie jy alles kan deel, deel dit. Maar as daar nie so iemand is nie, deel daardie geheim wat jou vashou. Dan kan Satan nie meer vir jou die flitskaart gooi nie. Dan is die skuldbrief wat vyhandig was teenoor jou, teen Jesus vasgeslaan. Ons kom by die kruis. Ons vra, Here, vergewe my. Maar 3/4 van ons vat nie die vergifnis nie. Want ons het 'n mentaliteit in ons. Ons moet werk om goed genoeg te wees. Ons moet werk om raak gesien te word. Dan voel ons, maar ek sal werk aan my sonde. 'n bietjie minder rook, 'n bietjie minder drink, 'n bietjie minder vloek, 'n bietjie minder skinder, 'n bietjie minder koop, 'n bietjie minder steel, 'n bietjie minder lieg. Dan voel ek het nou gewerk aan dit. Terwyl ons na die Here toe kan gaan, en verby dit kan kom van 'n bietjie minder, kan kom by die plek wat Jesus gesê het, ek kan 'n lewe hê en 'n lewe in oorvloed. En ek wil jou vanaand iets vertel. Satan sal jou altyd laat skuldig voel. As jy uitkom met oor wat jy skuldig voel, was dit nie God wat jou oortuig het nie, maar Satan wat jou laat skuldig voel. Hoekom stop 3/4 mense affairs waar hulle is? Want hulle word uitgevang. Dis wat die waarheid is. So hoekom stop ons gou-gou hierdie sonde? Want ons word uitgevang. Hoor mooi. Jesus sê, die Heilige Gees sal jou oortuig van sonde. Hoe gaan hy jou oortuig? Hy gaan jou oortuig deur vir jou te wys, wie is jy as jy vry is, as daardie sonde las nie meer op jou is nie. Dis hoe die Here werk. Hy sê vir die wat geglo het, sal die volgende volg. Altyd terug na die kruis toe. Altyd. Wat het Jesus daar vir jou gedoen? Dis wat hy nog steeds vir jou doen. Wat sal Satan kom doen? Hy sal jou so bevrees maak, laat daardie ding wat in jou geheim is, gaan uitkom. Laat jy lê in sweet. En weet jy wat gaan hy met jou doen? Hy gaan jou drop op 99 en dit gaan uitkom.
Want wat in die duisternis is, sal aan die lig kom. Scary gebed. Net dit. Here, wat is in die duisternis? Laat dit aan die lig kom. En sy antwoord, die dienares het glad niks in die huis nie, behalwe 'n flesie olie. Haar man is dood. Sy het niks in haar huis nie. Wat nie geskryf is nie, is hoekom het sy niks in haar huis nie. Wat is dit wat gebeur het? Het sy al intussen die skuld probeer betaal? Dat sy soos die vrou wat aan bloedvloeiing gely het, niks meer in haar huis gehad het nie? Want sy het alles aan die dokters uitgegee? Baie keer sê ons, dit gaan met ons sleg. Maar ons huis is nog vol. Hierdie vrou het die profeet verloor van haar huis. Haar man is dood. Hulle kom om haar seuns te haal. Asof dit nie genoeg is nie, wat sy niks in haar huis het nie. En sy sê vir die man van God, sy sê vir die profeet, al wat ek in my huis het, is net 'n flesie olie. Jy vra my, wat het ek in my huis? Dis wat ek in my huis het. Ek het 'n flesie olie. Ek het nie groceries nie. Ek het nie 'n bed om op te slaap nie. Ek het nie 'n stoof om kos te maak nie. Ek het nie 'n pot nie. My man is dood. Ek en my seuns lê seker iewers op 'n maatjie en slaap. En nou gaan hulle my seuns ook vat. En my seuns gaan moet werk as slawe. Hy sê, gaan leen vir jou van buite af kanne. Van al jou bure, leen nie te min nie. Hy sê nie vir haar, ek sien jy het net 'n flesie olie nie. Sê, jy het my nou vertel wat in jou huis aangaan. Maar daar's 'n groter storie as wat net in jou huis aangaan. Maar miskien is dit tyd dat die bure ook moet aangeraak word wat God in jou huis wil doen. En hy sê hier, gaan leen. Hy sê, maar moenie min leen nie. Gaan leen. Gaan van buite af en gaan kry daai kanne. Weet jy wat het in haar huis gebeur wat leeg was? In haar huis wat leeg was, het God nie skielik vol kanne ingebring nie. Want die antwoord was, gaan leen kanne by die bure. Moenie te min leen nie, gaan leen. So ek en jy sou dink die antwoord moes gekom het op 'n ander manier. Maar die antwoord kom nog steeds leeg. Dis leeg kanne. Nou staan die kanne daar, staan 'n huis vol. Seuns gaan af in die straat, oralste gaan haal hulle die kanne. Wat moet die leeg kanne vir haar doen? Sy het net 'n flesie olie. Haar huis is leeg, die kanne is leeg, haar hart is leeg. Haar hart is besig om leeg getap te word, want hulle gaan haar seuns kom haal sy skuld. Kan ek vir jou iets sê? As 'n psalm wat sê, wie sal opgaan na die huis van die Here? Lees hom gou vir my hart op. Ja, skoon van hande, rein van hart, is Psalm 15 daar, want ek weet nie. Maar ek kan hom ook kry, want hy's goed gekrap hier in my Bybel.
maar ek wil hê sy moet hom lees. Asseblief, bring jou Bybel saam. Hulle sê mos ek mag nooit my goedjies wegbuig nie, maar nou gaan jy hom lees. Wil ek jullie een lees? Lees daai stuk wat ons nou gelees het. Wie kan opgaan na die huis van die Here? Lees. Hy wat opreg wandel en geregtigheid doen, en wat met sy hart die waarheid spreek, wat nie rondgaan met laster op sy tong nie, sy vriend geen kwaad doen en geen smaatrede uitspreek teen sy naaste nie, in wie se oë die verworpene veragtelik is, maar hy eer die wat die Here vrees, al het hy gesweer tot sy skade, hy verander nie, wat sy geld nie gee op woeker en geen omkoopgeskenk aanneem teen die onskuldig nie. Hy wat hierdie dinge doen, sal nie wankel in ewigheid nie. As die berg van die Here nou hier was, wie van ons sou kon opgaan? Kom ons praat die waarheid. Ek sou nie kon opgaan nie. Want hierdie woord sê vir my, niemand is regverdig nie, ja, selfs niemand nie. So kom ek sê vir jou iets. As 'n vloek na jou toe gestuur word wat die waarheid is, gaan niemand van ons hom mis nie. Hy gaan ons tref. Want daar was net een, wat sonder vlek was, wat sonder rimpel was, wat sondeloos was, en is Jesus Christus. Nie een van ons sou op daai berg kon gaan nie. En hoe vinniger ons in vandag se lewe weer kom by die plek van waar die Heilige Gees ons oortuig van sonde en waar ons in ons binnekamer gaan en vir die Here begin sê, "Ekskuus Here," en nie net sommer aanneem. Ek sê net, Here, vergewe my en ek gaan aan nie. Om regtig waar jy weet, ons weet dit, jy weet waar jy presies die uur was, waar jy jou koel verloor het. Vra die mense wat saam in jou huis bly, moenie jou die kerkmense vra nie. Die kerkmense is holy alive. In die kerk is daar niks fout nie. Vra die mense wat saam met jou leef. Hoe praat jy? Hoe redeneer jy? Is daai goed reg? Ons doen dit almal. Daar's nie een van ons wat dit nie doen nie. Dis hoekom ons nou hier kan sit en giggel onder mekaar. Soos vir my kinders altyd sê, hulle weet wanneer praat ek mense raak as hulle begin lag, want ons raak se nie weer agtig as die waarheid uitkom. Die ander kant is, ons kan kwaad raak. Help nie jy raak kwaad nie. Jy kan vir jou wip soos jy wil, die regterstoel is daar. Of ons praat nou die waarheid. Hy sê dan, moenie te min kanne leen nie. Hy sê, gaan dan in. Sluit die deur agter jou en jou seuns toe en giet in al daardie kanne en sit weg wat vol is. Gaan dan in. Sluit die deur agter jou en jou seuns toe en giet in al daardie kanne en sit weg wat vol is. So gaan met jou flesie olie in. Want jy sien, dalk is die vyand daar om jou te breek en die laaste te vat wat jy het. Gaan in 'n plek in waar jy die deur agter jou kan toemaak. En jy sien, ons het nie seuns wat vir ons die kanne bring nie, maar ons het die seun van God. En as ons daar die deur toemaak agter ons, ons kom in daardie plek in waar ons gisteraand was, om in daardie teenwoordigheid van die Here te gaan. Bring hy kanne. Wat se kan wil jy hê
moet die Here vir jou volmaak. Wat is dit in gees? Wat moet hy vir jou doen? En die woord sê, sy het met 'n flesie olie, kanne en kanne en kanne en kanne en kanne volgemaak. En ek dink, die joy het so uitgebreek. Ek kan my dit self net voorstel. Ek kan net dink, hoe daar die seuns gesê het, ja ma, hierdie kanne is nou baie swaar. Ma, is daar regtig nog olie? My kind, is daar regtig nog kanne? Bring hy kanne. Moenie ophou om die kanne te bring nie, die een na die ander kan. Wat is die kanne in jou lewe wat jy wil hê die Here moet volmaak? En ek kom by dit uit om vir jou te sê, jy kan al hierdie kanne bring. Solank jy kanne vir die Here bring, hy is swaar. Party van ons kanne is bietjie heavy. Jy kan al die kanne bring. En hy sal dit vir jou volmaak. Dan vra jy dalk vir my waarheid. En ek sê vir jou binnekant in jou gees is die Heilige Gees. En hy het die antwoord op alles. Wat jy deurgaan in jou lewe, het hierdie woord van geskryf. Het hierdie woord vir jou gesê. Hoe lyk dit? Glo jy dat die salwing wat in so klein glasie is, of die water hier ingooi, of die ouros hier ingooi, wat jy hier ingooi, dit is irrelevant, want jy drink nie wat nie, jy drink wie. Wat jy gebruik vir sy liggaam maak nie saak nie. Want jy gebruik nie 'n wat nie, jy gebruik 'n wie se liggaam. In smeking, in danksegging en gebed. Bring nog. En is daar geen meer nie. En toe gaan die olie staan. Solank jy gaan glo dat die bloed van Jesus die krag is waarmee jy vergewe, solank sal jy bly vergewe en kan vergewe en aanhou vergewe tot 490 keer verby. En dan sal daar die seer nie meer kan saak maak nie. Want ons staan met daardie klein flesie olie. En ons hou vas aan daardie seer in ons lewe. En ons kies om nie te vergewe nie. En ons kies om nie klaar te maak nie. Want almal moet sien, al wat ek oor het is net hierdie klein flesie olie. Ek het niks meer oor nie. Maar God sê vir jou vanaand, hy wil vir jou die skuld betaal. Hy het vir jou die skuld betaal. Maar dis tyd wat jy vat, wat hy vir jou gegee het, om klaar te maak met daardie skuld. Om klaar te maak met daardie seer. Hoe word jy genees van seer? Jy word nie genees van seer, my liefste mens, deur dit net vir ander te vertel nie. Jy word in die eerste plek genees van seer, om te sê, Here, ek wil klaar maak met dit. Dankie. Haal hom sommer af. Baie dankie. Deur daai keuse te maak om te sê, ek wil gesond word. Te gaan en te sê, Here, ek vat hierdie
bloed van U, slukkie vir slukkie. En ek noem dit voor U. Alles wat my seer gemaak het. Want weet jy, as jy nie klaar maak met daardie seer nie, gaan daardie seer jou klaar maak. As jy nie met daardie seer klaar maak nie, gaan jy daardie seer oral vat waar jy is. En jy gaan ander mense klaar maak. Jy gaan vir ander mense skuld gee in jou lewe wat jou skuld is, wat jy deurgegaan het. En niemand anders kan jou happy maak nie. Niemand anders kan jou skuld van jou afhaal, behalwe Jesus nie. Al kom sê daardie persoon vir jou 1000 maal, ek is jammer wat ek aan jou gedoen het. Dan gaan jy dalk ligter voel. Maar wat daarvan as daar goed in jou lewe gebeur het, wat daardie persoon nooit by jou gaan uitkom nie? Wat daarvan as jy 'n lewe het, en mense jou seer maak, en hulle oor jou loop, en maak met jou net wat hulle wil, en dit maak net die saak aan hulle nie? Wat gaan jy met dit doen? Hoe gaan jy klaar maak met dit? Hierdie bloed van Jesus, wat hy gesê het, so dikwels soos julle daaraan dink, herinner julle self aan my dood. Hierdie bloed van Jesus het ons so nodig elke dag in ons lewe. Om elke dag te kom en te sê, Here, vergewe my. Hierdie bloed van Jesus vat die skuldgevoel wat op jou is van jou af weg. Hierdie bloed van Jesus genees jou selfbeeld. Hierdie bloed van Jesus maak van jou 'n mens waar jy nie 'n selfbeeld het nie. Om vir jou te sê, Psalm 139 sê, ek het jou beautiful gemaak. Hoe lyk jy binnekant? Want ek het al die mooiste mense gesien, wat die lelikste lelik binne hulle het. En ek het al mense gesien wat niemand sal na kyk nie, wat die mooiste mooi het, wat ek eintlik verstom staan, dat 'n vrou soveel beauty kan hê. Hierdie bloed van Jesus verander jou totaal en al. Slukkie vir slukkie. Hy sê word daders van die woord. Moenie net hoorders wees nie. Onthou my woorde vanaand. As jy weer by die hairdresser sit, jy lê in meringue weer saam mense, jy vertel weer jou seer storie wat aan jou gedoen is, oor en oor, dan moet jy hierdie woorde van my onthou. Het jy oor en oor en oor en oor in die kanne gegooi in jou lewe, die bloed van Jesus, die salwing olie, die salwing wat daar is in die bloed van Jesus. Ek en my man bid baie hierdie. Here, help ons om te leef, dat U bloed nie gemors is nie, maar vir ons gestort is. Die van julle wat in Israel was, waar Jesus gegeesel was, is 'n klein kamertjie. As jy daar staan, dan sien jy waar hulle gedobbel het oor sy kleed. Ek het een keer 'n preek gepreek. Dobbel jy met die bloed van Jesus. Toe ek daar sit in daardie plek die eerste keer gekom het en ek so baie gehuil het, toe kon ek nie glo dat Jesus se bloed daar die hele vertrek vol gespat het. As jy daarin gekom het, die wat al daar was sal vir jou sê, dis 'n moment en dis 'n plek in Israel wat jy nie vergeet nie, in Jerusalem. Jy kan dit nie vergeet nie. En dan sien jy daar
het hulle gelag, daar het hulle game gespeel. Want jy sien, ons leef, maar ons verstaan nie wat die bloed van die lam vir ons kan doen nie. Al die seer wat binne in jou is. Hoor vir my vanaand, kan niemand genees nie, behalwe hy wie dit vir jou gedra het. En hy kan jou net genees, sover jy praat. Want weet jy wat maak die vyand? Hy wil hê jy moet nie praat nie. Jy moet stil bly. Jy moet nie oor hy goed praat nie. Maar jy moet dit opkrop in jou. Sodat daardie sweer in jou net al hoe groter raak en jy al hoe stiller raak. Want dis wat die vyand doen. Hy wil jou mond sluit. Hy wil jou isoleer. Hy wil hê jy moet nie praat nie. Want hoe meer jy praat, en hoe meer jy die bloed van Jesus inneem, en mense begin vergewe en jou eie vergifnis vat, hoe meer sluit jy die leeu wat brullend om jou loop, op soek om jou te verslind, sy bek toe. Hy kan niks doen nie. En hoe meer jy die liggaam van Jesus Christus invat, want jy sien hoe dit werk. Ek kan nie eers my genesing kry, voor ek nie vergewe het nie. Want hoe meer ek vergewe, hoe meer gaan die gif uit my uit. Dan het ek meer kanne leeg binne in my, om genees te word deur die liggaam van Jesus. Jy sal sien, dat ek altyd eers die bloed vat, en dan die liggaam. Dit is iets wat die Here my geleer het. Want hy het my geleer, as jy in jou binnekamer gaan, jy begin met hom praat, en jy neem sy bloed in, jy spreek vry, jy vergewe, jy sê vir hom, presies wat aan jou gedoen is, presies hoe jy voel, selfs dit wat jy gedink het, gebeur het en tog nie gebeur het nie. Daardie goed het eintlik met jou gebeur, want dis wat jy oordink. Daai gevoelens moet jy vir hom gee, want dis goed wat jy moet vergewe. Jy moet daai grudges vergewe, daai brokke ontslaa raak van. So, as ek vergewe, en dan kom die woord van die Here en hy sê, hy vergewe my. En dan kom ek aan die beurt en ek begin vir die Here sê, maar Here, ek het dit gedoen, Here, ek het dat gedoen. Hoekom sê ek dit vir die Here? Hoekom? Is dit iets wat mos maar oudtyds geword het? Soos wat ek hoor, hoeveel mense sê, jy hoef dit nie te doen nie. Weet jy hoekom raak psigiater hospitale groter as kerke? Omdat hulle mense nie leer wat vergifnis is nie. Want as jy daar die skuld kan aflaai, en jy kan kom by daardie plek, en jy kan jouself ook vergewe. Mense, ek was al vir mense kwaad, maar so self ek vir myself, Leo, nie kwaad was ek nog vir niemand kwaad nie. Ek praat die waarheid met jou vanaand. Ek was nog vir niemand so kwaad nie. Ek weet nie of jy kan saampraat nie. Foute wat 'n mens maak. En dan moet jy jouself vergewe. En dis baie keer die moeilikste. Want om daarby uit te kom, is om rou eerlik te wees en te sê, maar dit is wat ek aan myself gedoen het. Ek kan nie vir 'n ander een die skuld gee nie. Ek kan nie sê, dis dit of dat nie, dis ek. Ag, sê 'n ander een nie. Dis hoekom ek die bloed van Jesus eerste gebruik. Ek maak klaar met die vergifnisgedeelte. Hoekom?
sodat ek onder die bloed van Jesus kan kom by die genesing gedeelte. Want hy sê vir ons in Psalm 103, hy sê eintlik, moet nie een van ons genees word nie. Maar as ek kan staan, silwer skoon gewas, dan weet ek mos, ek het die vrymoedigheid om vir Jesus te vra, genees my asseblief met die liggaam. Somme nou ander dag het die Here my iets niets geleer. Hy het vir my gesê, hy wil my iets niets leer bid. Hy het vir my gesê, die Heilige Gees is in my. Hy het gesê, soos my gees my die beste ken, weet Heilige Gees die beste. En hy het gesê, laat toe, dat die bloed van Jesus gevat word deur Heilige Gees na plekke toe, waar jy nog nie klaar gemaak het met goed nie. En dis nie om te grou en te soek nie, want dis nie iemand wat grou en soek in jou nie. Dis hy wie weet waar jy genesing nodig het. En hy het my geleer om die volgende te bid en te sê, Heilige Gees, U ken elke wond van my. U ken elke siekte. U ken elke las. U ken elke krankheid. Heilige Gees, vat asseblief die liggaam van Jesus na daardie plekke toe waar ek nog wonde het. En hy sê vir haar, gaan verkoop die olie, betaal jou skuld, en van die oorige kan jy en jou seuns dan lewe. As hierdie jou lewe raak, sal jy altyd iets het om te gee. Jy sal vir jou kinders 'n nalatenskap gee, 'n legacy, wat jou testament nooit vir hulle sal kan gee nie. Jy sal vir jou bure iets in jou straat doen, wat niemand kan doen nie, wat geen buurtwag kan doen nie. Jy sal met hierdie bloed, met hierdie liggaam van Jesus, meer en meer kan vul, as wat jy ooit gedink het, kan bestaan. Ons kom terug na die eerste vraag toe. Wat wil jy hê, moet ek vir jou doen? As dit met my terrible gaan in my lewe, en daar kom plekke en dae in my lewe, wat ek nie weet hoe ek dit gaan maak nie. Wat ek so verskrik is, wat ek so huil, dan weet ek een iets. Jesus, tussen 9 en 3, het U dit wat ek nie nou kan hanteer nie, wat vir my so overwhelming is, het U vir my hanteer. En ek gaan terug in sy woorde. Ek het dors. Here, gee U vir my daardie wat U vir my gedoen het aan die kruis. Satan sal altyd goed uit jou verlede uithaal. Dis soos hy werk. En ek weet daardie sinnetjie wat ons altyd kan sê, herinner hom aan sy toekoms, hoe hy in die hel sal brand. Dis nie eers ter sprake nie. Wat ter sprake is, jy wil altyd in jou verlede gaan iets uitvis. Jy wil altyd iemand se verlede teen hulle hou. Wat jy vandag oorgekom het, was goed wat in jou verlede gebeur het. Maar daar het ook in jou verlede die kruis van Golgotha gebeur.
en leer in jou binnekamer om terug te gaan soveel keer jy kan. As jy klaar hierdie woord gelees het, hoe pas ek dit toe? Deur vir die Here te sê, hier is my flesie olie. Sê vir hom dit. Gee hom te kenne wat is in die huis. En sê vir hom, Here, u woord sê ek moet u herinner aan die woord. Ek moet u herinner aan die beloftes. God kan nie vergeet wat hy beloof het nie. Maar dit bou jou en my op. Sy iemand is wat siek is. Here, ek breek deur hierdie dak. Ek onthou wat u my geleer het. As jy self by die Here moet uitkom, Here, ek draai. Hierdie woord is vol en vol en vol en vol en vol antwoorde. En as jy hom klaar gelees het, presies soos wat ek nou hierdie nagmaal gevat het, hierdie kommunion gevat het, en op grond van hierdie woord dit gebruik het. Wat sê die woord vir jou? Toe Jesus klaar met hulle kommunion bedien het, wat het gebeur? Hulle het in lofsange gegaan, toe hy deur die Kidron gaan. Sit vir jou daai worship musiek aan. Sit vir jou aan wat in daardie huis van die weduwee moes gebeur het. Daai joy van die kanne wat begin kom het. Want as daar iets is wat Satan van jou wil steel, is dit met joy. Hy wil die joy steel. Hy's nie agter iets anders aan nie, hy's agter jou joy aan. Want as hy jou joy gesteel het, val jou gees. En jy's plat. As jy deur dit alles, dit sit vir jou prysmusiek op. En loof hom, prys hom. Dit wat hier gebeur het, jy's die huis van die Here, jy's die kerk, jy's die tempel. Gaan doen dit in jou binnekamer. Dit hoef nie lang stories te wees nie. Maar laat jou gees net opgelig word. Want 'n verslae gees is iets baie moeilik om op te lig. En jy hoor gou wat uit 'n verslae gees uitkom. Al daardie negativiteit. En dan luister eers aanbiddingsmusiek. Net daardie wat jou so diep invat. Vir mense wat in die aand nie kan slaap nie. Vir mense wat aanvalle beleef in die aand. Praat van demoniese aanvalle. Sit vir jou worship musiek langs jou bed. Sit dit aan. Dat dit deur jou begin spoel, daai worship. En jy sal sien. Dis die klein goedjies wat die woord van praat. Wat die goed raak, wat ons spreek, onuitspreeklik, onbeskryfbaar groot is. Net daardie, wat God vir hulle gesê het, gaan smeer die bloed aan die deurkusyn, bo en langs die kante. Net daardie woorde van Jesus, so dikwels soos jy daaraan dink. Wat het Jesus vir jou gedoen? As jy iets deurgaan vandag, Jesus het dit vir jou gedoen, aan daardie kruis. En weet jy wat het hy uitgeroep? Dit is volbring. En weet jy waarin kan ek en jy leef? In wat hy volbring het. Die vraag is, wat wil jy hê, moet hy vir jou doen? Glo jy, hy kan. Want soos jy glo, so sal dit vir jou wees. Hy het dit in jou hande gesit. Hy dwing dit nie op jou af nie. The joy of the Lord is my strength. En hy het vir ons duidelik die antwoord gegee. Hy het gesê, die bruilof was gereed gemaak. Die uitnodigings was uitgestuur.
En die een het gesê, dit is my verskoning, en daardie een het gesê, dat is my verskoning. Die een het gesê, ek moet gaan begrawe, die ander een het gesê, my besigheid is te veel. Gaan op die kruispaaie en nooi hulle. Gaan op die kruispaaie en nooi hulle. Begin daar die mense inbid, wat jy die minste dink die Here sal dien. Onthou net, jy kan nie vir hulle nagmaal gebruik nie. Maar jy kan vir hulle bid, terwyl jy nagmaal gebruik. Wat jy die Here kan herinner. Here, U het gesê, U wil nie hê mense moet verlore gaan nie. Amen. Jy kan nou dink wat ons vanaand gaan bedien. Ek wil hê jy met jou nagmaal kry. En ons gaan nagmaal bedien. Ek gaan dit eers bedien terwille van mense wat kyk na dit. In die nag wat Jesus verraai was, wat hy verloon was, het hy gesê, dit is my bloed. Drink daarvan. Dit is die bloed wat uitgestort word in die Nuwe Testament. Hy sê dit is die erfdeel van die heiliges. Hy sê daar sal wapens teen jou gesmee word, maar daardie wapens sal nie iets kan uitrig nie. Want hierdie bloed van Jesus wat jy gebruik vanaand is jou beskerming. Dis nie net om jou sonde te vergewe nie, maar ook om jou te beskerm. Dit beskerm my ook om nie wrokke op te bou nie. Dit beskerm my ook teen soveel goed wat die vyand van my iemand probeer maak wat ek nie is nie. Dat ek vanaand kan gaan en sê, Jesus, met hierdie bloed van U in my hande, wil ek die bloed wat ek op my hande het, afwas. Ek wil mense vergewe, ek wil hulle vryspreek. Ek wil myself ook vergewe. En Here, dan wil ek U vergifnis vat. Ek wil vanaand vat alles wat U vir my gedoen het aan die kruis. Dat jy sal gaan en sy liggaam sal neem en sal sê, Jesus, ek weet, daar is nog wonde in my wat nie genees is nie. En ek bid, Heilige Gees, dat U hierdie liggaam van Jesus deur sy wonde wat ek genees word, sal vat na die plekke toe waar ek genesing kort. In my gees wat dalk stikkend is, my siel, my liggaam, elke deel. Soos jy dit inneem en jy glo, so kan jy begin kan volmaak in jou lewe wat leeg is. Want die skuld is vir jou betaal. Jy kan kom na hom toe net soos wat jy is. Amen.